vir my en Wynand 'n baie groot voorreg om met al julle kinders, ouers en onderwysers te gesels oor kinders met karakter is sout en lig. En vandag wil ek 'n bietjie met jou gesels oor getrouheid. Maar wat beteken getrouheid? Die Woordeboek verduidelik dit so: iemand met 'n diepe pligsbesef en toegewydheid, stiptelik volgens afsprake. Hy hou sy beloftes, hy bly by sy oortuigings, sy woord hou hy is betroubaar, hy is noukeurig en hy is presies. Nou, hoeveel mense ken jy wat so is? Ongelukkig is daar nie baie getroue mense nie. Die enigste getroue mens wat ooit geleef het, is Jesus. Ons kan altyd op hom staat maak. Vandag gaan ons in die woord van God kyk na God se getrouheid. Kom ons kyk gou wat sê die Bybel. Psalm 108 vers 5 sê: want u goedertierenheid is groot bo die hemel uit, en u trou tot by die wolke. Nou, het jy al ooit in jou lewe kon dink, hoe groot is die hemel? As jy gaan kyk na die hemelruim, as jy so opkyk, dit is baie groot. En die wolke is ook nogal 'n redelike lang afstand. En die Bybel sê hierso, God se trou is tot by die wolke. Psalm 119 vers 9 sê: u trou is van geslag tot geslag. U het die aarde bevestig en dit bly staan. So hy is getrou van generasie tot generasie. Dit beteken, as jy na jou ouma se lewe kyk, hoe God vir haar gesorg het, dan kan jy dit ook in jou ma se lewe sien, en sal dit ook so wees in jou lewe en die lewe van jou kinders en weer hulle kinders. Hy is getrou van generasie tot generasie. Jy kan dus weet, as jy Jesus gekies het as jou koning, dan het jy lewe gekies. Nie net vir jouself nie, maar ook vir jou kinders en jou kinders se kinders. God is getrou van geslag tot geslag. Numeri 23 vers 19 sê: God is geen man dat hy sou lieg nie, of 'n mensekind dat dit hom sou berou nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie, of spreek en dit nie waar maak nie? God hou sy beloftes. Dit is nie vir hom moontlik om te jok nie. Hy is nie soos 'n mens nie. As hy 'n belofte in sy woord vir ons gee, kan ons hom vertrou dat hy daardie belofte sal hou. Hy verander nooit nie. Hoor wat sê Hebreërs 13 vers 8. Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. As hy in die verlede getrou was, soos in die Bybelse tyd, sal hy vandag getrou wees en in die toekoms. Hy sal ons nie teleurstel nie. Sy liefde vir jou verander nooit nie. Jeremia 31 vers 3 sê: ek het jou lief gehad met 'n ewige liefde, daarom het ek jou getrek met goedertierenheid. God is getrou teenoor ons, want hy is lief vir ons. Hy trek ons nader en hy wil met ons 'n vriendskap hê, 'n verhouding hê, en dit sal nooit verander nie. My liewe vriende, God se woord praat op nog baie ander plekke van sy getrouheid. Psalm 86 vers 15 sê: maar u Here is 'n barmhartige en 'n genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou. 1 Korintiërs 1 vers 9 sê: God is getrou, hy wat julle geroep het om verenig te lewe met sy seun Christus Jesus, ons Here. En die Bybel sê ook, as ons getrou is, hy bly getrou. Hy kan homself nie verloon nie. Hy kan nie ontrou word aan sy eie beginsels nie. Nou, waarin kan ons alles getrou wees hier op aarde? By die huis, wees ons getrou aan dit wat jy vir jou ouers doen en wat hulle vir jou gee om te doen. By die skool, wees getrou deur jou skoolwerk en huiswerk netjies en akkuraat te doen. By jou maats, wees eerlik en getrou in jou vriendskap. En by jou buitemuurse aktiwiteite, woon dit getrou by en oefen soos wat jou afrigter sê. Ons moet daarna strewe om dit altyd te doen en nie net soms nie. Mense moet na ons kyk en getrouheid sien in elke deel van ons lewe. Ons getrouheid moet die norm wees en nie die uitsondering nie. Mense moet kan sê: jy is 'n getroue seun of dogter. Mens kan altyd op jou staat maak. Ek wens ek was ook so. Dit is wanneer mense dit by ons sien en ook so wil wees, dat ons sout en lig is. So my liewe maats, getrouheid is nou nogal 'n moeilike karaktereienskap en 'n waarde. So kinders met karakter wat getrou is, bid saam, sodat ons hom kan vra om ons te help. Jy is welkom om saam met my te bid. Dankie Vader God, dat u altyd getrou is, van geslag tot geslag, en dat ons op u kan staat maak. U liefde vir my het geen einde nie, en ek weet u is altyd daar, as ek na u roep. Lei my, om ook daarna te strewe, om soos u te wees. Ek wil sout van die aarde wees, en lig van die wêreld, en ek kan dit net doen, deur u Gees wat my lei. In Jesus se naam, amen. My liewe vriende en maats, dit was vir my baie lekker om met jou te gesels vandag oor kinders met karakter is sout en lig. En onthou, ons het nodig om getrou te wees.
Getrou aan God, getrou aan ons maats, getrou aan ons vriende, getrou aan ons buitemuurse aktiwiteite. Ons moet God se voorbeeld volg, want sy getrouheid het geen einde nie. Ek is opgewonde om 'n volgende keer weer saam met jou te kuier. Tot 'n volgende keer. Totsiens.